Hallo daar, kan ek jou sê welkom by ons aanlyn Bybelskool vir die volgende paar weke, volgende paar boeke wat ons gaan doen, gaan ons fokus op boeke vanuit die klein profete. Ons begin vandag met die kleinste boek in die Ou Testament. Net 21 verse daarvan is in hierdie boek opgeteken. En dis die boek van Obadja. So as jy vandag by ons inskakel, dalk het jy die woorde Obadja getik en gesoek vir meer inligting daaroor. Voor my is daar 'n klomp notas, lekker klomp voetnotas met detail in oor hierdie boek, wat ek graag vir jou sal aanstuur. Jy kan deel van ons verspreidingslys word en ons maak jou deel sommer van 'n weeklikse uitstuur van notas en net die deel van die woord. Dit is so lekker om te kan stil word en op hierdie platform regtig met die woord besig te wees. So dankie dat jy saam met ons reis en mag vandag se saam stap deur hierdie boek 'n belewenis wees ook van die boek wat met ons werk. Obadja is 'n tydgenoot van Habakuk en van Jeremia. Ons weet nie verskriklik baie van hom nie, maar eerder van die tyd waarin hy optree. Hy is net soos Habakuk en Jeremia gefokus op die volgende wat voorlê vir Israel, maar dan veral ook wat daarna kom. Obadja, net soos Jeremia, het 'n baie sterk oordeelsuitspraak oor Edom. Edom wat natuurlik die nageslag is van Esau, wat as die Edomiete dan ook beskryf word, en dan Esau se boetie Jakob se nageslag natuurlik, die Israeliete. En die Edomiete en die Israeliete het net soos Jakob en Esau nie oor die weg gekom nie. Dis die jaar 720 plus minus voor Christus. Dis die tyd van die inval van Babyloniese ballingskap. Die vraag sou wees, hoe gaan Edom optree wanneer hulle kyk na wat met hulle boetie gebeur, as jy nou die twee boeties in die agtergrond, want albei is verbind aan Abraham, sou vat. Hoe sal hulle optree wanneer daar onregverdig gehandel word teenoor, al is dit nou hulle vyande in die konteks van oorlog, is dit eintlik in wese ook hulle boeties, want hulle is gebind aan mekaar. So ons tree in so 'n wêreld in. Ons hoor die eerste 16 verse, 'n baie sterk oordeelsuitspraak in die vorm van 'n gedig teenoor Edom, en dan hoor ons van vers 17 af, daai laaste klomp verse, die hoopvolle einde, wanneer die terugkeer van ballingskap genoem word, die herstel genoem word. Maar ek en jy as kinders van die Nuwe Testament gaan sien dat daar ook 'n groter storie is, wat so bietjie agter die skerms van tyd ook gebeur, en ons sien veral die neerslag daarvan in Openbaring. So ek hoop jou veiligheidsgordel is aan, dat jy gereed is, want hierdie is 'n wonderlike boek, wat in so kort tydjie, met so kort fokus, 'n baie intense bron van hoop vir ons bring, maar ook ons aanspreek in terme van hoe afsydig staan ons in hierdie wêreld teenoor ander wat er nagekom word, want dit is die boodskap van Obadja. Is jy reg? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons met ons volle menswees net by U kan kom sit vandag. Dankie dat ons met ons verstaan van die wêreld, ons verstaan van die betekenis van die lewe ook na U toe kan kom vandag en kom vra, Here, kom en vorm daai verstaan. Kom vorm ons wêreldbeeld, kom vorm ons denke al hoe meer na U wil toe. Dankie vir Obadja en vir die voorreg om met hierdie boek besig te kan wees vandag. Seën ons, soos wat ons ook stil word en fokus op die teks. Mag die teks met ons praat. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Obadja word afgelei van die Hebreëse woord Evet wat dienaar is. Obadja is die 4de boek van hierdie 12 boeke van die klein profete, waarvan ons dan nou met juist 4 van hulle ook besig gaan wees in die volgende paar weke. Die eerste vers, die openbaring wat Obadja ontvang het, en dan die woorde, so sê die Here my God oor Edom. Nou jy is baie welkom om net daar, as jy notas sou kry voor die tyd, of as ek hierdie vir jou sou stuur, of sommer net nou daar as jy op 'n papiertjie sou wou doen, Jeremia 49 vers 14 te skryf, want jy gaan letterlik sien dat wat Jeremia gehoor het, en wat Obadja gehoor het, so baie naby aan mekaar is, want al twee is 'n besondere oordeelsuitspraak oor Edom. Nou, hierdie is die belangrike.
Wat baie keer gebeur in die profete, en die klein profete, is dat daar 'n oordeelsaankondiging is oor Israel of oor Juda, met die bedoeling om hulle op te roep tot bekering. Hierdie boek, sy groot fokus, hierdie eerste 16 van die 21 verse, is God se oordeelsuitspraak oor Edom. Wat vir ons sê dat God is besorg ook oor mense wat ons van nature sou dink ongelowig is, heidene, rebelle of selfs ons vyande is. Die Here is besorgd oor hoe hulle optree en wat hulle doen. So hier is die Here se woorde. Ons het 'n boodskap ontvang en dit kom van die Here af. Daar is 'n boodskapper onder die nasies rondgestuur om te sê, maak klaar, kom ons gaan maak oorlog teen Edom. So die eerste woorde wat Edom sou hoor met hierdie oordeelsuitspraak van Obadja is oorlog is op pad vir hulle. Die Here het gesê vers 2, Edom, ek maak jou 'n klein volkie onder die volke. Jy sal glad nie meer gereken word nie. Nou een van die dinge wat ons weet van die Edomiete is, hulle was verwaand en vermetel. Hulle het 'n geweldige hoë aansien van hulle self gehad. Hulle het neergekyk op ander. En nou kom sê die Here vir hierdie groep, vir hierdie volk met hierdie geweldige groot dink van hulle self, ek gaan jou bitter klein maak. Jy sal nie eers gereken word nie. Jy is deur jou vermetelheid mislei. So die hele gedagte van hoë aansien wat jy aan jouself toeskryf, kan jou mislei, né? Jy wat daar in die klipskere sit, wie se woonplek hoog in die berge is, jy wat dink, wie sal my hier afkry grond toe? So die Edomiete het in die bergstreke gebly, en hoog in die berge tussen die klipskere, het hulle letterlik neergekyk op die ander volke. Kon hulle sien wat gebeur, maar kon hulle ook onpartydig, afsydig eintlik staan en kyk hoe hierdie gebeur en dit net toelaat met die valse gerusstelling, en dis 'n baie belangrike woord, die valse gerusheid. Hulle was oorgerus, hulle was so vol selfvertroue dat niks en niemand sou hulle iets kon aandoen nie, omdat hulle uit die hoogtes uit neergekyk het op ander. En natuurlik weet ons, dit is, as jy nou dink in terme van oorlog, is dit die veiligste plek om te wees, nee, van die hoogtes af. Maar die Here sê vir hulle, dis 'n valse gerigtheid. Jy dink, niemand sal jou afkry nie, maar hoor wat sê die Here. Al bou jy daar in die hoogtes soos 'n aasvoël, al sit jy jou nes deur tussen die sterre, ek sal jou daar afhaal, sê die Here. Baie interessante woord, hierdie woord aasvoël, dit verwys ook in Exodus, as ons kyk na Exodus 19, is daar 'n verwysing na die arend, wat daar in die hoogtes bly, nee? Die hoogtes wat maak het, dat hy kan alles sien. En in hierdie geval 'n aasvoël wat arend sien, en hoekom dit so 'n goeie beskrywing vir my in die Afrikaans is 'n aasvoël teer op die karkas van ander. Wanneer iemand klaar aangeval is, klaar benadeel is, dan sal 'n aasvoël kom, nie iemand nie, 'n dier nie, of wat ook al die karkas van sou wees, en dan kom teer die aasvoël daarop. Wel, met hierdie metafoor van die aasvoël, weet ek en jy al klaar, gee dit vir ons 'n gedagte van wat voor lê, naamlik die Edomiete het gaan aas op Israel nadat hulle aangeval is deur hulle vyande, die Babiloniërs, toe hulle ingeval is. Ons gaan dan nou ietsie daarvan sien. Al sit jy jou nes tussen die sterre, hier is 'n beskrywing van uitermatigheid. Ons sal sê dit is 'n hiperbool, nee, uitermatige hoogtes, om tussen die sterre te kan bly. Wel, Psalm 139 beskryf Dawid dit so. Klim ek op na die hemel, is U daar. So Edomiete, julle kan nie die teenwoordigheid van die Here ontkom nie, en as julle nie van sy teenwoordigheid kan ontkom nie, dan kan julle ook nie van sy oordeel ontkom nie. Die Here sê, ek sal jou daar afhaal. So vanuit jou hoogmoed gaan ek jou vat, en ek gaan jou verneder. As die wolfrowers in die nag na jou toe kom, sou jy nie bly stil sit het nie. Nou, dis wat gebeur het met Israel, en hulle het stil gesit. Nou sê die Here vir hulle, al steel hulle net tot hulle genoeg het. As ander jou wingerd kom afhoes, sou hulle van die druiwetrosse laat agterbly, maar jy, land van Esau, sal gefyn kan word. Alles wat jy weggesteek het, sal gestroop word. So dit is duidelik hierin al reeds, dat Obadja kom sê vir ons, hy gee vir ons so 'n leidraad, dat nadat die Babiloniërs vir Israel ingeval het die Edomiete, en ons gaan later sien ook die Moabiete, ingekom en hulle het verder gestroop. Hulle het gedeel in die plundery van Israel. In die besonder dan nou,
verstaan, daar in die jaar 722 voor Christus, van die groter groep van Israel, en dat die Here kom sê, maar ek gaan kom, en ek gaan oor julle 'n straf bring, nee, wanneer dit julle tref. En dit is belangrik vir ons moet dit nie vergeet nie, dat die Here kom sê, maar my oordeel gaan so fyn wees, daar gaan niks van julle oorbly nie, maar jy, land van Esau, sal gefyn kan word, alles wat jy weggesteek het, sal gestroop word, daar gaan niks oorbly nie. Vers 7, al jou eie bondgenote sal jou oor jou grense jaag, en jou in die steek laat. Jou eie vriende sal oorrompel word, mense vir wie jy kos gegee het, sal vir jou strikke stel waar jy dit nie verwag nie. So die eerste woorde, jou eie bondgenote word beskryf as men of your covenant, en dan jou eie vriende, men of your peace. Nou hierdie is twee groepe mense met wie jy verbond het, met wie jy in vrede gewandel het, wat natuurlik 'n beskrywing is van ander buurvolke met wie hulle goeie verhoudings gehad het. Nou kom sê die Here, hulle gaan jou in die steek laat. Jy wat nou vir Israel in die steek gelaat het, toe jy daar moes optree, toe jy die verskrikking wat hulle aangedoen is, toe jy dit nie toegelaat het. Jy gaan dit beleef, self wanneer dit jou tref. Jou eie vriende sal jou oorrompel vir wie jy kos gegee het. Hierdie woord kos gee, sien ons daar in Genesis 31 vers 46, is dit 'n beskrywing, wanneer Laban en Jakob saam eet, dan is daar 'n ooreenkoms wat hulle aangaan. So hierdie beskrywing van saam met vir wie jy kos gegee het, is met wie jy 'n ooreenkoms aangegaan het. Hulle gaan vir jou strikke stel. So wat 'n verskriklike woord van die Here is dit nie. Edom, julle wat afsydig gestaan het, toe Israel geplunder is. Julle gaan beleef hoe mense julle plunder, en daar gaan niks oorbly nie. En nie mense nie, die mense wat julle vertrou. Dit is wat daardie dag sal gebeur, sê die Here. So, daardie dag is nie iets in die verre toekoms nie, maar iets wat binne die bereik is, binne die bestek is, van die voorsienbare toekoms. Ek sal die wyse mense uitroei uit Edom. Ek sal die slim mense uitroei uit die bergland Esau. Toe daar word beskryf of vertel dat die Edomite het nogal geroem op hulle wysheid en op hulle kennis en op hulle vaardighede. Edom was ook op 'n baie bekende handelsroete gewees, en omdat hulle met die handelaars onderhandel het, was daar baie keer wyshede wat hulle gedeel het, en het hulle self daarom dit self geag, dat hulle mense was van kennis, van insig, van wysheid, van vaardigheid, en natuurlik ook goeie handelaars was. Jou dapper vegters sal bang word, Teman. Nou Teman was die kleinkind van Esau, en ook 'n stad wat vernoem is na Teman, het ons in Edom gekry. So dis waarna hier verwys word, hierdie stad in Edom. Al die mense sal uitgeroei word uit die bergland van Esau. So ons het die kleinseun Teman, die stad na hom vernoem, wat verwoes word. Ons het die bergland van Esau, wat verwoes word. Oor die moorde op jou broervolk Jakob, oor die geweld teen hom, sal jy verslaan word, uitgeroei word vir altyd. Nou hier is die belangrike wat ons hierin sien. Jy het die moorde gesien op jou broervolk Jakob, en jy het niks gedoen nie. En ek gaan dit van jou eis. Die feit dat jy hulle verder gaan plunder het, die feit dat jy waarskynlik verder deelgeneem het in die verdere verwoesting van hulle, ek gaan dit van jou eis. Psalm 137 vers 7 skryf die psalmdigter, onthou die Edomite, Here, onthou wat hulle aan ons gedoen het. Jy gaan dit ook sien in Jesegiel 25 vers 12 en Klagliedere 4, wanneer daar gepraat word oor die oordeelsbeker wat die Edomite moet drink. So onthou dit, Here, onthou dit. Vers 11, die dag toe vreemdes die bevolking van Jakob gevange weggevoer het jy afsydig daar gestaan. Dink, met die verwysing na die Babyloniese ballingskap hier, moet ek en jy net vir 'n oomblik stil staan en net vir onsself sê, die Here het 'n oordeelsaankondiging teenoor hulle wat niks doen nie. Teenoor hulle wat handjies gevou staan, terwyl hulle sien hoe iemand om hulle te nagekom word, beroof word, geplunder word. Ja, selfs later deelneem aan die plundery, maar die eerste belangrike is die afsydigheid. Dis die straf ook hierin wat die Here aanspreek. Toe uitlanders die poorte van Jerusalem binne gegaan en oor hom begin looitjies trek het, was jy aan hulle kant. So jy het kan gekies aan die verkeerde, toe looitjies getrek is, oor wat om te doen met dit wat oorgebly het van Israel, nee? Jy moes jou nie daarin verlekker het, dat jou broer se dag gekom het nie.
die dag toe die ongeluk hom getref het. Jy moes nie so bly gewees het oor wat gebeur het met die mense van Juda die dag toe hulle omgekom het nie. Jy moes nie so uit die hoogte uitgepraat het die dag toe die ellende hulle getref het nie. As 8 keer word dit hier genoem deur Obadja in hierdie gedig. Jy moes nie, julle moes nie. Die dag toe hulle ingeval is, moes julle dit nie gedoen het nie. Julle moes nie afsydig gestaan het nie. En later in 587 sien ons dat dit die Edomite was, wat saam met die Ammoniete en die Moabiete die plundery voortgesit het, en uiteindelik totale verwoesting veroorsaak het, in Juda, in die suidryk, van die Babyloniese inname, of na die Babyloniese inname en dan die Babyloniese ballingskap, wat daarmee kom. As ons hierna kyk, dan sien ons die liefde vir God, liefde vir die naaste gebod, hierin ook uitspeel. Dat die Here sê, maar jy moes jou naaste lief gehad het. Jy moes jou broer lief gehad het. Hoe hartseer is dit nie? In die wêreld, dat as ons hierna kyk, Jakob en Esau het eeue later steeds beklei. Ja, en so sien ons dit ook in Isak en Ismael, wat eeue later steeds beklei. Nee. En die Here sê, maar dan moet herstel kom. Dis nie reg dat daar afsydig gestaan word teenoor wat gebeur in die vers 13. Jy moes nie die poorte van my volk binne gegaan het die dag toe die ramp hom getref het nie. Jy moes jou ook nie verlekker het in sy ongeluk die dag toe die ramp hom getref het nie. Jy moes nie sy besittings geroof het nie die dag toe die ramp hom getref het nie. Kyk baie mooi oor hierdie woorde. Jy moes nie julle poorte ingegaan het nie. Jy moes nie dit verder gaan beroof het nie. En dan hierdie ander woorde wat so baie maklik, want ons mag dalk sê, maar ek doen nie daai goed nie. Maar daar's 'n ander stukkie binne wat onlangs op sosiale media nogal baie sigbaar was. Hierdie woorde van verlekker wanneer teenspoed iemand anders tref. Iemand anders wat nie deel is van my groep nie. Wanneer die teenspoed hulle tref en dit vir my 'n lekker te word, is half amper daai van nou maar kry vir jou, nê? En dis nie God se hart nie, en dis nie die liefdesgebod wat Jesus vir ons kom leer het nie. Hierin sien ons dit ook. Die Here se oordeel in hierdie gedig is, jy moes dit nie gedoen het nie. Dit is nie reg nie. Jy moes nie by die kruispaaie gaan staan het om sy vlugtelinge dood te maak nie. Jy moes nie sy oorlewendes uitgelewer het die dag toe die ellende hom getref het nie. Jy moes nie hom verder mishandel het toe hy op sy broodste was nie. In Johannes 10 vers 10 sê Jesus, beskryf vir die dief. Hy sê die dief steel, die dief slag en die dief roei uit. Hy sê, maar ek het gekom dat hulle die lewe kan hê. Nou, vir hulle om die lewe te kan hê, beteken ek het gekom om my lewe te gee. Dat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. As ons sien wat Edom hier gedoen het, steel, slag, uitroei. Maar God kom vir lewe en lewe in oorvloed. Daarom kies die kant van die Here in 'n wêreld van steel, slag en uitroei. In 'n wêreld van afsydig staan en nie betrokke raak nie. Vers 15, en vers 15 is 'n skanierteks. Hy vat ons vanaf hierdie oordeelsuitsprake oor na vers 16 wat 'n inleiding is vir die hoopvolle einde wat vanaf vers 17 gebeur. Vers 15 sê, die dag van die Here, nou dis die Yom Yahweh, die dag van ingryp, die dag van God, die dag van die Here is naby. Naby vir al die nasies. Wat jy gedoen het, Edom, sal aan jou gedoen word. Jou dade sal op jou eie kop afkom. So hierdie trots, hierdie verwantheid, hierdie neerkyk en hierdie plunder van ander op hulle broodste plek en hulle swakste plek, sê die Here, dit kom terug na jou toe. Adam en Edom het presies dieselfde Hebreëse konsonante. Adam se sonde het gelei tot die totale verwoesting, van die mensdom. Dink nou 'n bietjie maar net aan Romeine 5. Die totale vervallendheid, dit is die effek van sonde. Edom se sonde, selfe konsonante, lei tot die totale verwoesting van Edom. Maar wat sê Romeine 5? Terwyl die gevolge van Adam se dade al hierdie straf en ek wil eintlik sê dood is, is die gevolge van Christus se daad soveel groter, soveel meer as. Want sien, dit was in daai wêreld ook op 'n koppie waar die Here valslik beskuldig is,
waar hy aangekla is, waar daar oor hom looitjies getrek is, waar hy sy lewe gegee het en die straf op hom geneem het, sodat daar redding kon kom, waar hy die oordeelsbeker gedrink het, in ons plek, sodat daar redding kon kom. Nou kom ons kyk verder, vers 16, soos julle my volk Jakob die oordeelsbeker moes drink, nou daai oordeelsbeker is 'n bekende beskrywing van straf, ons sien dit in Jesaja 51, Jeremia 25, Esegiel 23 en Openbaring 14 vers 20. Hierdie beker van oordeel wat in plaas van die beker van vreugde, pyn en straf teweegbring. Op my heilige berg, wat hulle hierdie oordeelsbeker moes drink, so sal die ander nasies dit drink, maar sonder ophou. Hulle sal drink en sluk, en hulle sal word asof hulle nooit bestaan het nie. Die gedagte hiervan is wanneer daar 'n beker gedrink sou word met substans in, kom ons sê met alkohol in, dan het dit 'n effek op die liggaam. En dit verander die liggaam. Nou net so sê dit wanneer jy die beker van oordeel sal drink, sal jy in beswyming kom. Dit sal 'n effek op jou hê. En jy gaan nie ophou drink nie, jy gaan die volle oordeel drink. Nou dis die ding op die berg, daar op die koppie op Golgotha, het Christus die beker van oordeel gedrink, nadat hy dit in Getsemane reeds gekies het, vir verlossing vir jou en my. En dan sê Openbaring daar in hoofstuk 14, gaan kyk ook hoofstuk 19, dat op Sionsberg verskyn die lam. Op Sionsberg kom die redding, kom die herstel. Dis 'n beeld wat bekend was, ook in die klein profete, gaan kyk daar in Joël 2, Joël 3, dan kyk gerus ook in Amos 9, vers 11 tot 13, hierdie herstel wat op Sionsberg gebeur, hierdie redding wat gebeur. So op Sionsberg sal daar uitkoms wees. So vanaf God se oordeel is daar nou 'n beweging na God se redding toe. Dit sal weer 'n heilige plek wees. Hierdie heilige plek verwys natuurlik na heilige toewyding. Die Griekse woord daarvoor is hagios. Hagios wat sê eenkant gesit, ons is God se mense. Jy sien dit veral in die Nuwe Testament. Jy was 'n ou mens, nou is jy 'n nuwe mens, jy's nuut gemaak. Hagios, heilig en heilige toewyding pas by hierdie nuwe lewe. Kyk bietjie mooi Romeine 5, ook die beskrywing van hierdie nuwe lewe wat in Christus kom, sal weer 'n heilige plek wees. Die volk van Jakob sal weer in besit neem wat aan hom behoort. So nou die volle sirkel. Julle word gestroop, julle word geplunder, julle word weggevoer in Babyloniese ballingskap. Nou weet ons die storie van Daniël daar in ballingskap. Ons weet daar is 'n uitkoms, daar is 'n terugkeer. Ons kry die verhale van Esra en ons kry die verhaal daarna van Nehemia. En dit loop uit natuurlik in Maleagi wat vir ons vooruit laat kyk. Maar die hele prentjie word vol sirkel. Julle gaan terugkom na die land toe. Julle gaan dit weer in besit neem. En daar gaan 'n heropbou en 'n herstel wees wat voorlê. Die volk van Jakob sal die vuur wees. Die volk van Josef die vlam. En die volk van Esau die strooi. Josef sal hom brand en hom verteer. En van die volk van Esau sal niemand oorbly nie. Die Here het dit gesê. Wat ons dus hierin sien, die Here het dit gesê, dan by sommer dink aan Sagaria wat sê nie deur mag nie, deur krag nie, maar deur my gees. Die Here sê, hy gaan herstel bring, en hulle wat geplunder het, hulle wat teenoor Juda opgetree het, Esau in hierdie geval, die Edomite, hulle sal die prys betaal. Wanneer dan na Josef verwys word en na Jakob, dan sluit dit die Noordryk en die Suidryk in. So hierdie is 'n bietjie van 'n vooruitskatting na wat in die toekoms gaan gebeur, naamlik totale herstel. Eskatologiese taal, wat ons dan nou in Openbaring ook kry, dat in die eindtyd sal dit gebeur, die totale herstel, dis God se storie, God se redding. Vers 19, mense uit die suidland sal die bergland van Esau in besit neem. Die woord daar in besit neem is die Hebreëse woord yarash, en dit beteken a violent conquest. Nou sien ons dat in die einde van tyd is daar word vertel van Armageddon, nê? Maar daar's nie 'n conquest nie, want die oorwinning is aan die lam, en daarom het die gelowiges ook die oorwinning behaal, vanweer die woord van hulle getuienis en die bloed van die lam. Want die oorwinning word op Golgotha bereik. Dis wanneer Jesus die grootste veldslag van alle tye, wanneer hy dit wen, deur die prys te betaal en die dood te oorwin, sodat daar lewe kan wees vir almal wat in hom glo en wat hom volg. Mense in die suidland
sal die bergland van Esau in besit neem. Mense uit die Laagveld, die gebied van die Filistyne. Jakob sal die Efraimsvelde in besit neem en die velde van Samaria en Benjamin en Gilead. Dis al die areas wat ons sal sien, ons gaan nou ook sien, daar uit Joshua 19 vers 28, wat 'n spesifieke gedeelte beskryf word, maar dis al die areas van die beloofde land, wat hulle in besit geneem het toe hulle deur die Jordaan getrek het. Vers 20, dieselfde Israeliete wat in ballingskap weggevoer is, sal Kanaan in besit neem tot by Sarfat. Die mense van Jerusalem wat nou ballinge in Sefarat is, sal die stede van die Suidland in besit neem. Wat 'n toekomsvisie is hierdie nie. Ons gaan weggevoer word. Nou onthou Jeremia 29, 70 jaar, maar ons gaan terugkeer. En die terugkeer het gebeur. Vers 21, die bevrydes op Sionsberg sal optrek om oor die bergland van Esau te regeer. En die heerskappy sal aan die Here behoort. Openbaring 14, Openbaring 21, die heerskappy wat aan die Here behoort. En dan is daar die toneel in Openbaring 21 van die nuwe Jerusalem. En in die nuwe Jerusalem kom die Here onder sy mense woon. Hy kom tent opslaan, hy kom by hulle wees, hy kom tabernakel. Daar droog hy hulle trane af, daar sê hy alles is nuut, maar wie is by hom? Die nasies, hulle sal sy volke wees en hy sal hulle God wees. Sien, is die Here se begeerte vir totale herstel. Dis wat hy kom bewerkstellig het op Golgotha. Dis wat hy kom bewerkstellig het deur die oorwinning aan te kondig, toe hy die graf uitstap en ons weer die dood is oorwin. Toe hy opgevaar het en sê hy kom weer. Maar in hierdie tyd moet ons leer by Obadja, dat om afsydig te staan in hierdie wêreld is gevaarlik. Dis nie wat God se mense doen nie. Daarom is ons sout en lig, agente van verandering, daarom raak ons betrokke in hierdie wêreld. Maar meer nog, wanneer dit swaar gaan, en dit gaan, daar is bitter baie gelowiges in hierdie wêreld wat ontsaglik swaar kry, wat ly, wat die prys betaal vir hulle geloof. Wanneer dit met jou swaar gaan, wanneer dit onregverdig is, wanneer jy nie verstaan hoe wreed hierdie wêreld kan wees nie, onthou mooi, daar kom herstel. Daar kom herstel, want op Sionsberg verskyn die lam, en saam met hom sy mense, kondig hy die oorwinning aan. Daar is 'n nuwe Jerusalem, daar is 'n plek van totale herstel, en dit word in Christus vir jou en my moontlik gemaak. Hy wat die oordeelsbeker op die koppie gedrink het, sodat ek en jy die genadebeker van verlossing kan drink. Mag ons dit weet ook vandag. Dankie Here vir Obadja, hierdie naam wat ons neem na dienaar toe. Dankie Here dat ons dink aan die dienaar wat gebore is in Bethlehem. Die dienaar wat gekom het om sy lewe te gee. Die dienaar wat voete gewas het en gesê het, ek stel vir julle voorbeeld, julle moet dit ook doen. Die dienaar wat so ver gegaan het om sy lewe te gee en op die wyse regtig 'n totale skoon was van sy volgelinge te bewerkstellig. Die dienaar wat aan die kruis bid vir vergifnis. Die dienaar wat vir ons vrede gee. Te midde van die spanning en die onsekerheid van hierdie wêreld, wat vrede aangekondig het vir sy disippels op daardie Sondag aand. Die dienaar wat ons stuur hierdie wêreld in, met die genade en vrede boodskap, dat daar 'n nuwe lewe is, dat ons vir die wêreld dit moet gaan sê. Maar ek bid so Here dat ons bewus sal wees van die plekke in hierdie wêreld, in ons gemeenskap dalk, waar ons afsydig staan en U van ons verwag om betrokke te wees. Mag ons hande uitsteek en iets daaraan doen. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek hoop jy het 'n baie besondere week en tot ons mekaar weer raakloop hier op hierdie platform. Geniet jou dag.